Ons wil vanmôre luister wat die woord vir ons sê. Ons wil vanmôre luister dit wat die Heilige Gees vir ons wil oordra. Ek bid vanmôre dat die woord ingang sal vind. Ek bid vanmôre dat die saad geplant sal word en dit sal vrug voortbring tot eer en verheerliking van U naam. Die dief wat kom om te steel, te slag, te verwoes, houvas is gebreek en gekanselleer. En Here, ons wil vanmôre vir U dankie sê dat ons met vrymoedigheid vanmôre die woord van die Here kan oordra en vanmôre kan sê dit wat die Here vir ons wil sê. En ek wil vanmôre vir U dankie sê vir die geleentheid wat ek het om dit te kan doen. En dankie vanmôre, Here, dat ek vanmôre kan die woord spreek en die Here die woord kan breek. Vars brood uit die hemel wat U ons mee kan voed. En Here, ek dank en ek prys en ek loof U daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Dankie dat U dit doen, dat U naam deur verheerlik en geprys sal word. Na die kinders van die Here vanmôre sê amen. Amen. Mag. Kom ons maak ons Bybels oop. Jy kan die skerm kyk, Johannes 19:26-30. Ons is by die geheimenisse van die kruis deel 5 en die subtitel van my boodskap is dit is volbring. Kom ons lees saam Johannes 19:26-30. Almal daar sê amen. Hy sê toe Jesus sy moeder sien en sê die disippels wat hy lief gehad het by haar staan, sê vir sy moeder, vrou, daar is die seun. Daarop sê hy vir sy disippels, daar is jou moeder. En van daardie uur af het sy disippels haar in sy huis geneem. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan en hy die spons met asyn gevul en op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees begin. Kan jy sê amen op die woord vanmôre? Twee Engelse vertalings wat ek graag wil lees. Die eerste sê, when Jesus had taken it, he cried, it is finished. His head fell forward and he died. And he said, Jesus said, it is completed. Bowing his head, he gave up his life. After Jesus drank the wine, he said, everything is done. He bowed his head and he died. Engelse vertaling. Nou, my heel eerste belangrike punt vanmôre is die woordjie, dit is volbring. Dit is volbring. Ons Engelse vertaling sê it is finished. Nou ek 'n bietjie naslaagwerk gaan doen, is vir my so pragtig dat die mense sê dat die woord volbring word eintlik genoem 'n juweelwoord. Juweelwoord. Dis nie mooi nie. 'n kosbare woord. En dit van wees sy diep en baie ryk betekenis, die woordjie volbring. Dis 'n woord wat ek en jy moet verstaan. Luister pastoor vanmôre, dis 'n woord wat ek en jy moet verstaan voordat ek en jy dit ons eie kan maak. Want elke belofte is al reeds vervul in Christus Jesus. Elke belofte is ja en amen. Maar wat ons met die beloftes maak, hang van onsself af. Jy kan dit laat staan of jy kan dit vir jouself neem. Wat die pastoor sê. Jy kan daai belofte jou eie maak. So voordat ons hierdie belofte sal vir ons eie kan maak, moet ek en jy die belofte verstaan. Want as ons dit nie verstaan nie, hoe sal ons die rykdom ontsluit wat in hierdie woord ingeplant of weggeberg is? En die duiwel weet dit. Hy weet dit. 'n 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 'n
Want hy het die woord volbring. Want die uitgesproke woord van Jesus het hom oorwin. En die duiwel kon niks meer doen nie, hy kon niks verander nie. Want as die ou spreekwoord sê, die koel was deur die kerk, wat beteken die saak is beslis, en daar is niks meer aan te doen nie. Hy kon niks verder doen nie. Toe Jesus Christus daardie woord spreek, vanaf die kruis, is die 6de woord, vanaf die kruis, was taboe vir die vyand. Dit is taboe vir die duiwel. En hy het die woord, en daarom sal hy enige ding probeer, alles wat sy vermoë probeer, om jou en my weg te hou, om die volle betekenis te snap van die woord te verstolbring. Amen. En dit nie. Solank hy jou nederlag genoeg is hy happy. Solank jy kan laat twyfel, is hy doodgelukkig. Solank hy weet ons sê die woord is nie die waarheid en die woord kan verdraai, dan is hy doodgelukkig. Maar hy vreesbevange vir kinders van die Here wat weet wat die woord sê. En wat die woord beteken. Hy ken die woord, weet ons baie dominees en professore buite die wêreld. Maar die oomblik wanneer die betekenis stap, net soos halleluja, die Bybel sê ons sê halleluja, in die mag van gewoonte, wat beteken halleluja? Was die betekenis van halleluja. Verstaan? Of die bloed van Jesus, wat ons baie keer sê, so die verbystap, sê die bloed van Jesus, niks verkeerd nie, maar wat is die ware betekenis van die bloed van Jesus? Ons het met mense gedeel waar hy demoon deur hy persoon sing oor die bloed van Jesus. Verstaan? Maar die oomblik wat hy besef, jy weet wat die betekenis is van daardie woord, dan sidder hy. Want die Bybel sê, is die waarheid wat vrymaak, en die waarheid wat lewend word in jou hart, is die waarheid wat jou kan vrymaak op die einde van die dag. Verstaan? En net so is dit wat skoon met die woordjie volbring. Tweede belangrike punt, die oorspronklike teks in die Griekse vertaling moet vir sê, beteken tetelestie, T-E-T-E-L-E-S-T-I-E, dis hoe hy spreek, tetelestie. In ander vertaling lees, alles is nou afgehandel, maar hy woordjie tetelestie beteken eenvoudig net dit, die een betekenis wat almal sal verstaan, niks kan bygevoeg word of niks kan weggeneem word nie. Toe Jesus die woord volbring spreek, toe sê eintlik dis volbring, niks kan weggeneem word en niks kan bygevoeg word. Met ander woorde, niks kan verander word nie. Die prys wat ek betaal het, is die prys wat ek betaal het, en niemand kan dit verander nie. Hy het die beker geledig, het elke druppel uitgedrink, en niemand en niks kan dit verander nie. Nie as die duiwel kan iets doen omtrent dit nie. Dis volbring. Niks kan bygevoeg word, en niks kan weggeneem word nie. Dit was die regverdige toorn van God teen sonde, wat gedurende die laaste 3 ure van Jesus se kruisiging oor hom uitgestort is. En toe God had sonde, had die sondaar lief, maar hy had sonde. En gedurende die 3 ure van duisternis, van 12 uur tot 3 uur die middag, het Jesus nie net fisies aan marteling van die Romeinse soldate verdien nie, maar hy het, as die sondedraer, ek hou van die woord, as die sondedraer opgetree, en die goddelike oordeel van die mensdom verdien het, wat die mensdom verdien het, op homself geneem. Hy was die sondedraer.
Hy het jou plek en my plek op die kruis ingeneem. Hy het namens jou en namens my gesterwe. Hy het namens Pieter Swanepoel gesterf. Hy het namens Pieter Swanepoel die losprys vir my betaal. Hy het my plek ingeneem. Niemand kan dit verander nie. Niemand kan dit verander nie. Niemand kan iets daarop skrywe nie. Dit is 'n uitgemaakte sak. Hy het dit klaar betaal en niemand kan dit verander nie. Dis soekom ek en jy moet dit verstaan en weet vanmôre, sodat die duiwel nie met jou voer speel nie. Luister. U moet verstaan vanmôre. Hy het die volle prys betaal. Is belangrik om dit te onthou. Hy het die volle prys betaal vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit. Die halfpad nie. Die 3/4 nie. Die volle prys betaal vir elke persoon op hierdie aardbodem. I learned that tetelestai is in a perfect tense, a Greek indicating that the action was completed, luister mooi, in the past, but still has a lasting effect in the present and continues to do so in the future. So wat hy gedoen het en die prys wat hy betaal het in die verlede, werk vandag nog in die hede, en sal nog altyd werk in die toekoms ook. Hy het een keer vir ons gesterf, 'n lam vir ons geslag, 'n lam vir huis gesin, en dit was genoeg. My en jou verlede is agter ons, mense. Ons leef vir vandag. En ons kyk uit vir die toekoms saam met hom. En wat ek vandag het ek meer as wat ek gehad het. Ek het niks tekort nie, wat die Bybel sê. Die Here is my herder, ek het aan niks tekort nie. Jy weet, ons is eintlik geestelike miljonêers. Die Bybel leer ons is geestelike miljonêr. Nie so seer in die geld nie, maar wat ek ontvang het, nadat ek hom aangeneem is my persoonlike saligmaker, is meer as wat ek besit ek voor ek hom geken het. Ek het meer. Ek het meer bygekry. Ek het 'n groter familie bygekry. Ek sê altyd, ek is ingebore in 'n goddelike en 'n koninklike familie. Ek het 'n hemelse Vader wat vir my omgee. 'n Hemelse Vader wat vir my lief is. 'n Hemelse Vader wat my tugtig omdat hy my lief het. Ek is ingebore in 'n goddelike familie. Ek het niks tekort nie. Ek behoort nog aan die Swanepoel bloedgroep, ja. Maar weet jy, eintlik is ek ingebore in 'n hemelse familie. Yes. Die oomblik toe Jesus sê dit is volbring. Luister mooi vanmôre. Het hy ook verklaar dat die skuld wat ons God skuld vir ons sondes volkome, volmaak en vir altyd betaal het. Ek en jy sit vanmôre hier skuldvry. Jy verstaan nie wat ons doorsê nie. As jy in sonde vashou, gaan jy saam met die duiwel wat sonde is, saam met hom brand in die poel van vuur. Die Bybel mee leer. Maar omdat hy vir my gesterf het en betaal het vir my sondes, wat ek in die verlede gedoen het, in die Here en wat ek in die toekoms sal doen, daarvoor betaal het, is ek vry. Verstaan wat pastoor sê, ek is vry. Anderswoorde, ek gaan vir ewig lewe. Die Bybel sê,
ons sal die tweede dood nie smaak nie. Wat is die tweede dood? Die tweede dood is hulle wat in die poel van vuur gewerp word. Ons sal die tweede dood sal ek en jy nie smaak nie. So ons sondes is vergewe. Ons is skuldvry voor God die Vader. Ons is versoen met hom. En toe versoen is meer as vergifnis, né? Ons is versoen met hom. Die middelmuur tussen God en die mens is afgebreek. Die voorhangsel is van bo af na onder toe geskeur en vir ons pad oopgemaak na die troonkamer van God, waar ons met ons in kan stap en met vrymoedigheid voor hom kan staan en kan sê, Abba Vader, alle dinge is vir ons gedoen. Met ander woorde, ek sit vanmôre hier saam met jou en ek met eerlikheid sê, ek is skuldvry. Ek skuld God die Vader niks nie, want Jesus Christus het die volle prys vir my en vir jou betaal. Die skuldbrief uit op die kruis vasgenaal het hy verlede week en daar's niks meer oor nie. 'n Blanko vel wat daar is, waarna die vyand elke skoot kyk. Daar is niks wat ek kan gebruik om my aan te kla nie, want Jesus het my klaar verlos en die prys betaal vir jou en vir my. Yes. Gloria, halleluja. Die skuld wat ons gehad het, hy klaar betaal vir ons. Jou en my rekening is vereffen. Ons is skuldvry. Paid in full. Want jy, weet jy wat dit beteken? Dit alles wat ons gedoen het in die verlede en nog gaan doen in die besigheids bedoel in die Here en nog sal doen in die toekoms, is klaar voor betaal. Met ander woorde, Jesus het vooruit betaling gemaak vir jou en vir my, vir ons foute wat ons sal maak in die toekoms. Wie waarvan die duiwel mense vandag om jy terug te trek in jou verlede in? Sy daai dag doen het en dit wat jy gedoen daar gepraat en so. Jy het daar vergewe. Het 'n onvergifnis gevra. Maar nog trek jy in en herinner jou daaraan waar jy gefouteer het, waar by God bestaan het nie meer nie. En solank hy jou in die verlede kan hou, kan jy niks vir God in die toekoms doen nie. Nothing. As jy nie van die ou dinge ontslae raak nie, kan die Here nie nuwe dinge in jou lewe doen nie. En dis hoe belangrik is om die dinge af te lê, ontslae te raak van dit, sodat die Here jou lewe kan vul en jy kan iets nuuts van hom ontvang. As jy Jesus Christus waaragtig aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, het die duiwel geen hou vas op jou nie. Niks. Alleen dit wat jy hom bied, alleen die opening wat jy skep, kan hy vat en dit teen jou gebruik op hierdie dag. Want jou en my verlede bestaan nie, en die is uitgewis. Daai boekie is toegemaak. Ek sê baie keer is goed om te dink aan die dinge wat jy vir jou gedoen het in die verlede, maar al daai lelike dinge is toegesmeer onder die bloed van Jesus Christus. Dit bestaan nie meer nie. Ek roem nie daaraan nie. Ek roem aan die kruis van Jesus Christus. Die gekruisigde op die kruis, dis waar ek het roem. Amen. Paulus skryf duidelik in Filippense 3 vers 14. Hy sê, vergeet die dinge wat agter is. En strek jou uit na dinge wat voor is. Want dan vat dit wat die Here instoor het vir jou, vat dit liewerste, en vergeet waar jy mislukings by jou agter gedoen het, vergeet daarvan. Luister.
Daar is miljoene opregte, eerlike en soekende siele wat na vrede rus mag. Ek dink almal vir ons in dieselfde sê. Maar nog besef hulle nie dat die verlossing op die kruis wat Jesus Christus daar vermag het, was 'n voltooide werk, uitgemaakte saak. Jy hoef niks te doen, jy kan niks van jou kant af doen om in die hemel te kom. Jy kan net reg leef, ja. Maar deur jy goeie werke gaan jou nie help nie. Ons moet aanhou goed doen, ja, maar dit gaan jou nie hemel inbring nie. Tog werk en offer hierdie kosbare siele aanhoudends en doen dinge wat hulle meen vir hulle guns van God sal verdien. Niks wat ek en jy doen gaan iets verander nie. Dis klaar voorbetaal. Maak die beloftes jou eie en begin lewe vir hom. Ons kan niks verder iets doen nie. Gaan soek skrif. Val hy skrif en maak dit jou eie. En dien hom. Sê, Here, ek gaan U volg. Ek wil graag 'n disipel van U wees. Luister. As die verskillende betekenisse, verskillende situasies, wat ek bietjie gekry het, wat interessant is, in besigheid die skuld is ten volle betaal. In die hof sal ons sê die vonnis is volkome uitgedien. Militêre terme sal ons sê die stryd ons volkome gewen, dis wat Jesus vir ons gedoen het. Fides, wat beteken hy woord ook? Wat beteken ons volbring nog iets wat ons al kan bylas? Onthou, dis 'n volle pakket, né? Luister vir pastoor. Ons is vry van siekte. En toe wat pastoor gesê het, so 2 Sondae terug, het hy gepraat oor dat Jesus moes van die wortel ontslaan raak wat sonde is. Sonde voer siekte. Jesus het gesê, gaan jy en gesondig nie meer nie, na Jesus hulle genees het. So sonde het hou vas op mense, wat hou vas op mense het, baie van die mense word siek. Want hy hou vas aan sonde. Maar as die wortel weg is, as hy van die wortel ontslaan raak, kan dit nie meer aangaan nie. Daai siekte moet sterf, en dis wat Jesus gedoen het. Hy het van die wortel ontslaag geraak, en daarom kan ek jy vry wees van siekte. Ons word ook siek. Nie een van ons sê skyn siek word nie. Maar weet jy wat doen ons omtrent dit? Niks verkeerd om mediese te gaan, niks verkeerd om dokter toe te gaan nie, niks verkeerd om te gehoor aangaan nie, maar vat ek die belofte vir my, die woord, en ek vat die skrif en ek quoteer dit en ek bid dit en ek sê dit en ek verklaar dit, sê Here, dat deur U wonders sê die woord al weer my genesing gekom. Hy het klaar die prys betaal, hy het klaar die siekte op hom geneem. Hoekom moet ek daai siekte op my neem? Hoekom moet ek toelaat dat siekte op my kom rus? Ek vra die vraag. Hoor op pastoor sê, as Jesus al klaar die prys betaal het, moet ek en jy, of behoort ek en jy op te staan en hy dan bestraf en vervloek en sê, maak die saak hoe ek voel nie, ek voel wel nie lekker nie, maar ek gaan nie toelaat dat siekte my onderkry nie. Psalm 103 sê, wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kromheid, goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jy jeug nie word soos die van Arend. Hy het al ons krankhede by genees. Jesaja 43 vers 4, nogtans, wat hy sê, hy ons krankhede op hom geneem. Hy word die krankhede beteken infirmities, wat beteken swakhede, siektes, kwale, gebreke. Ons moet werk maak
met daai ding wat ons pad langs gestuur word. Nou sê ek weer, dit kan oordraaglik wees van een geslag na die ander geslag. Dit kan oorgedra word of oorkom van jou ma en pa. Hoor ons dokters van baie keer sê, is wie in jou familie ly aan hartsiektes, as jy nou hartprobleme het, of wie in jou familie het kanker. Wat eerste wat hulle vra, wat is oorerflik volgens hulle, is oorerflike dinge. Maar verstaan wat pastoor sê, ons hoef nie dit wat my pa aangelei het, my ma aangelei het, my oupa grootjie, my ouma grootjie toe te laat in my eie lewe nie. Hoekom moet ek dit toelaat? Hoekom moet ek dit toelaat in my huis? Hoekom moet ek toelaat in my eie lewe? Ek kan dit blokkeer, ek kan dit weier, ek het reg om dit te doen, ek het skrif om dit te doen. Dis nie my eie woorde nie, wat die woord van die Here my leer. So wat gaan ek doen? Gaan ek aanvaar dat as my pa dood gegaan het in 'n hartaanval, ek gaan dit dood gaan in 'n hartaanval. Of my ma dood gegaan het, ek gaan dit dood gaan. Nee, hoekom moet jy dit aanvaar vir wat? Verstaan? Ons praat baie keer dinge oor onsself uit. Ons maak baie keer die dood self vir onsself mos. Sonder dat ons agterkom. In plaas van om die woord te val op te staan. 'n Mens, ek het niks die medisyne, my kind, ek julle vertel van hom, kom deur die storie, al die dinge kom deur, ek kan dit nie, die dokters doen nog goeie werk vandag, maar dit wil sê, neem eers jou toevlug na Jesus toe. Amen. En as die Here dan jou toestemming gee, dokter, gaan dan gebruik in die medisy, om die werk te doen. Maar as wat op die een kant toe skuif en op die ander van die vlees leen nie. Hoor wat pastoor sê, ons moet op hom staat maak, ons moet op hom vertrou, maak nie saak hoe jy het wil doen nie. Ek het 'n heeltemal ander persepsie gehad oor my kind, ek gesê niemand nie, en my kind het nie dokter toe gegaan nie, niemand mag dokter toe gegaan nie, dit was my wet gewees. Tot die Here my oë oopgemaak het, en sê, hoorie, jou kind gaan sterf, almal het al gebid vir hom van daardie plek af reg deur tot daar hoeveel professors en evangeliste, almal het vir ander gebid en dan niks gebeur nie. En hy moes in 'n hospitaal uitkom om daar geopereer te word. Om deur die nuusmedia wat ons toe na te kon getuig, voorblad van die Sunday Times was hy foto op gewees, kon ons getuig hoe groot God was en die hele wêreld kon hoor dat God nog steeds genees. Vryheid van siekte. Kom ek vra die vraag ook weer vanmôre. Wanneer het jy nagmaal gebruik? Hierso, by die kerk. En sê, dis nie goed genoeg nie. Ons herinner ons sy dood, ons herinner ons, ek het nou ons Vrydag om, ek herinner die duiwel aan sy nederlaag. Wanneer ek broodjie neem en hy beker, herinner ek aan sy nederlaag, ek sê vir hom, jy verloor. Hoe meer jy kan nagmaal op as man en vrou of kinders, hoe beter is dit vir jou, wat jou die klomp goggas weg van jou af. Jou die klomp goggas weg van jou af. En die volle prys betaal mense. En weet jy wat jy doen, vanaand as jy in jou huis dit doen, is daai huis beskermd. Probeer dit ten minste 1 keer 'n week doen. Op 'n sekere tyd en dag. My tyd kry sal jy 'n sekere dag weer doen. Vat breek die broodjie. Vat die beker. Priesters bedien die vrou, priesters bedien jou kinders. Priesters bedien die klein kinders, soos. Blaas
as daai hele huisgesin onthou, is 'n lam vir 'n huisgesin. Vir 'n huisgesin. He himself bore our sins in his body on the tree, so that having died to sins we might live for righteousness, by whose stripes you were healed. 1 Petrus 2 vers 24. Wat nog as ons sê, dis volbring, wat is deel van die pakket? Ek het vir 'n paar genoem, en kom nog by een uit die laaste een vanmôre. Ons is vry van die dood, vryheid van die dood. Kom ek lees die skrif, Johannes 3:16-17, want so lief het God die wêreld gehad, dat is die enigste gebore seun gewees, so elke wat in glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Het ek Jesus in my lewe, gaan ek een keer sterwe, as in die Bybel, en daarna sal ek vir altyd lewe. Nou verduidelik, Jesus Christus het nou die sleutels van die dood en die doderyk, en nie meer die duiwel nie. Dit wat ek verlede keer vir u gesê het. Alleenlik kan hy jou aanval as jy buite die wil van God beweeg. As ek onder sy sambreel uitbeweeg en ek beweeg buite sy sambreel, kan hy jou aanval, en dan praat ek met die dood ook, kan hy 'n ding doen. Maar as ek onder die sambreel is, in sy perfekte wil, kan hy nie doen nie, want die dood en die doderyk se stuur is die Jesus in sy hande. Hy het beplan, my dae en jou dae, hy beplan, Psalm 39, elke dag beplan nog voor my geboorte, wat hy graag wil hy ons moet wees en word op die einde van die dag. So die duiwel kan nie kom en my omver gooi en sê, jy's nou so oud, maar jy gaan so oud word, of ek gaan jy so oud word nie. Dis die laaste sê, berus by die Here. As jou tyd aanbreek, is jy kind van die Here, weet jy, dit is God se tyd. Hallo. Hy sê 70 jaar, die meeste is 80 jaar. Dis God se tyd wat hy beplan het vir elkeen van ons, so hy kan dit nie doen nie. Jy behoort nie meer aan hom nie, jy behoort aan God die Almagtige. Jy's Jesus Christus se eiendom. Bid môreoggend, jy gaan bid of vanaand, dan sê jy, soos ek sê, Pieter Andries Swanepoel, gebore 4/9/1951, is Jesus se eiendom. Hy wil het hoor. Dan sê ek is ingebore in 'n nuwe familie. Februarie 1978 het ek Jesus se eiendom geword. Ek behoort nie meer aan jou nie, duiwel, jy's op 'n verkeerde plek. Ek behoort aan Jesus Christus. My naam geskryf in die boek van lewe. Ek verklaar dit elke dag, ek bely dit. Ek sê dit hardop, en hy's baie keer doof om te hoor, ek moet dit hardop sê. Hy kan jou en my nie aanvat nie. Hy kan ons niks doen, ons is Jesus in. Dis die belangrikste, en dis hoe ek sê, leef volgens sy woord, doen wat sy woord sê. Dien met jou hele wese, ek het verlede week gesê, dien met jou hele wese. Koop die tyd uit, want die tyd is nog kort. Luister. Hy het die sleutels van die dood en doderyk. Psalm 139:16 vers 16 sê, elke dag van jou en my, het hy bepaal nog voor ons bestaan, dat hy wil hê ons moet word en wees op die einde van die dag. Jy kan bestaan gelees, 139 vers 16. Vryheid van die dood. Vryheid van siekte. Ja. Hy het vir ons een keer en vir altyd gesterf, sodat jy kan vry wees van al die dinge. En dit is belangrik dat ons dit so onthou, dat ons sondes is vergewe, ons sondes is betaal, volkome volmaak, alles betaal, ons is skuldvry, ons staan skuldvry voor God die Vader, skuldvry.
Ek kan met alle vrymoedigheid, kan ek enige tyd van die dag of nag, kan ek gaan aanklop by Vader, hy sal my nooit wegwys nie. Want die bloed van Jesus Christus het vir jou en vir my 'n pad gebaan, reguit troon toe. Halleluja. Reguit troon toe. Ons kan gaan staan en sê, Abba Vader, my hemelse Vader. Amen. Ek is dankbaar vanmôre vir dit wat Jesus vir jou gedoen het. Kom ons staan. Sê hardop agter my en sê, Jesus is my eerste liefde. Jesus my Here en Meester. Jesus die redder van my siel. Jesus die besetter van my hart. Jesus my alles. My begin en my einde. Dankie Jesus dat ek in U behoort. Jesus die Seun van God. Jesus die gesalfde van God. Jesus die roos van Saron. Jesus die geslagte lam. Jesus die leeu uit die stam van Juda. Jesus die Nasareëner. Sy naam is Jesus. Sê dankie vir Jesus vanmôre.